en hoe 'n mens werk. En ek noem dit 3-in-1 wonder. En ek wil vir jou vra om soms so van die begin af saam met my te lees. En dit wat ek gaan lees gaan op die bord wees, en dit is in 2 Korintiërs. 2 Korintiërs 6 vers 16 tot en met hoofstuk 7 vers 1. Nou net om vir jou te sê, hoekom ons hierdie spesifieke gedeelte gebruik, daar's baie ander gedeeltes wat ou kan gebruik, maar so in die week wat verby sit, ek kan my vrou, ons lees nou so deur die briewe, en ons is nou daar by 2 Korintiërs, en ek sê vir sê, ek weet is in 2 Korintiërs 5, 'n paar goed raak gelees tot by 7, wat net my weer laat besef het, hoe belangrik dit is, om die woord te lees. Moenie net altyd hoor wat ander mense sê, wat die ouens wat jy volg, want jy moet maar gaan seker maak. Jy moet ook maar gaan seker maak vir die goed wat jy, ek het vanoggend iemand gesê, wat jy op die AI goeders wat jou kan help. Gemaak maar seker as daar 'n vers uitkom of dit regtig is wat hy vers sê. Want ons weet, baie keer, dan kom hierdie AI goeders en dan sal hulle 'n paar vertalings vir jou vat en vir jou 'n unieke, ek wil amper sê, parafrase gee van wat almal nou redelik sê. En dan is dit heeltemal wat gesê word nie, nee. Soos dat mens moet maar 'n bietjie kyk, dan moet mens moet bykyk. Nou hoor wat sê hierdie gedeelte. Hy sê, wat 'n ooreenkoms het die tempel van God met afgode. Nou jy moet eintlik nou alles daar gaan lees. Ek moes eintlik hoofstuk 5, 6 en 7 vanoggend gelees het. Maar ek haal net vir jou gedeelte. Hy sê, hier kom dit nou. Hy sê, ons is mos die tempel van die lewende God. Ons het dit gesing vanoggend, né? Ons is die tempel van die lewende God. Dit is soos God gesê het. Ek sal onder hulle woon en rond beweeg. Nou dit kom uit die psalms uit. Hy sê, ek sal onder hulle woon en rond beweeg. Ek sal hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Nou as jy in jou vertaling nou gaan kyk, en as jy nou spesifiek, kom ons sê jy gebruik nou die nuwe lewende vertaling, gaan hy vir jou sê, byvoorbeeld vers 16, kom byvoorbeeld uit Levitikus uit, né? En Esegiel 37:27, né? Ons sien ook byvoorbeeld vers 18. Vers 18 is daar 'n paar gedeeltes wat vergelyk kan word. So dit kom, ek het net gesê die psalms, maar dit kom uit die profete en dit kom uit hierdie gedeeltes wat ek nou net vir jou gesê het. So baie keer moet jy nou 'n bietjie gaan kyk na daai gedeeltes en dan bring Paulus dit in hierdie konteks. Wat sê hy daarso? Hy sê, ek sal onder hulle woon en onder hulle rond beweeg. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Om te dink, God gee die belofte. Hy wil jou God wees, en ek en jy is sy volk, so sy kinders. Volgende gedeelte. Hy sê vers 17-18, daarom gaan van hulle al weg, en hou julle eenkant, sê die Here, en moenie vat aan wat onrein is nie, dan sal ek julle ontvang. En onthou, hierdie is nou in die Nuwe Testament, nee. Word in die Nuwe Testament, haal Paulus dit aan. En hy gee dit vir ons, so ons moet agterkom. Ons moet agterkom wat is besig om hier te gebeur. En hy verduidelik dit verder. Hy sê, en ook ek sal vir julle 'n vader wees en julle sal vir my seuns en dogters wees, sê die Here die Almagtige. En verder verse voor dit sê hy, gelowige kan nie saam met 'n ongelowige dieselfde juk trek nie ensovoorts. Jy weet, en as jy nou hierdie goed lees in hierdie brief, dan dink jy nou, wat gaan aan in die wêreld? In die wêreld is alles oukei. In die wêreld, alles is so liberaal, ons moet maar net alles aanvaar, dit moet maar net alles deel word van ons lewe. Maar selfs hier in die Nuwe Testament sê Paulus, hoor hierso, wees versigtig. Jy's 'n tempel van jou, ons het niks met afgode te doen nie. Jy stap die pad saam met die Here. Hy sê hierso, ek sal vir julle 'n vader wees en julle sal vir my seuns en dogters wees, sê die Here die Almagtige. In die volgende verse, hy sê hier kom vers 1 van hoofstuk 7, hy staan alleen in die Nuwe Lewende Vertaling, staan geliefdes. Ons het hierdie beloftes. Wat se beloftes? Hy is ons God, ons is sy kinders. Dis 'n belofte. Om net te dink, jy en ek is kinders van die allergrootste, oppermagtige,
skepper van die heelal. Ons is sy kinders. En hy wil ons God wees, en ons kan sy kinders wees. Dan sê hy daar, hy sê ons geliefdes, ons het hierdie beloftes, laat ons onsself dan suiwer van elke verontreiniging van die liggaam en die gees, om ons toewyding uit eerbied vir God volkome te maak. Want hy praat nie so van die liggaam, hy praat nie so van die gees, hy praat nie so van ons toewyding die geestelike goed. En dit is hoekom as ons nou oorgaan na die res van die boodskap toe, en ek gaan nou 'n hele klomp goed eers vir jou sê voordat ons byvoorbeeld weer teruggaan na die skerm toe. Maar hierdie hele storie van God wat ons God is. Hierdie hele storie van ek en jy wat liggaam, siel en gees is. Ons hierdie goed moet by mekaar kom. Want ek wil vir jou sê, hierdie 3 in 1 is 'n wonder. Die feit dat God Vader, Seun en Gees is, die feit dat ek en jy liggaam, siel en gees is, hierdie goed werk saam. So as ons eerstens gaan kyk na die 3 eenheid, dan en ek gaan vir jou, hier's baie verse, dis ook praat nou niks verder in die bord gaan wees rondom die verse nie. Maar jy gaan dit alles kry. Ek wil jou tog bemoedig om na die tyd so 'n bietjie hierdie week, so 'n bietjie 'n studie gaan doen 'n bietjie studie oor die 3 eenheid in die Bybel en ons as 'n 3-ledige wese. Hoor wat sê gedeeltes soos, byvoorbeeld, ek gaan dit net vir jou doen, die 3 eenheid. Ons lees van die 3 eenheid in die Bybel, ons lees daarvan in die Ou Testament, in Genesis, God het gesê, laat ons mense maak met ons beeld. Daar kan jy klaar sien. Dit is die 3 eenheid word van gepraat. Ons sien in Matteus 3 vers 16 tot 17 toe Jesus gedoop is. Wat het gebeur? Die Gees het soos 'n duif op hom neergedaal en daar was 'n stem wat gesê, dis my geliefde seun, hè? Daar sien jy iets van die 3 eenheid. Ons sien dit byvoorbeeld gaan maak disippels van alle nasies doop in Matteus 28:19 en doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons lees in 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 6. Daar's sekere gawes wat die Heilige Gees, genadegawes wat die Gees gee. Daar's bedieninge wat die Here gee en daar's kragtige werking wat God self gee. As dit kom by die gawes, nê. Jy moet al hierdie goed raak sien. Want as jy net op een van die goed fokus, kan jy dalk die res mis, nê. 2 Korintiërs 13 vers 13. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees. So die 3 eenheid is baie duidelik. Nou weet ek die woord die 3 eenheid is nêrens in die Bybel. Ja, baie keer die kritici sê, ja, julle praat van 'n 3 eenheid staan in die Bybel. Julle praat van 'n wegraap en dit staan in die Bybel nie. Dis ook net 'n aspek te verduidelik, nê. Okay? So die hele kwessie van 3 enige God is baie belangrik. Die Vader byvoorbeeld word voorgestel as die skepper, versorger en beskermer in die Bybel. Hy is die oorsprong van alles. Genesis 2 vers 7. Hy het die mens gevorm en lewensasem in hom ingeblaas. En so die mens lewende geword, so dis jou lewe. Handelinge 17 sê, uit een mens of ou vertaling sê, uit een bloed het hy almal gemaak, alle nasies gemaak, hy het hulle gevat, en hy het vir hulle plek gegee om te bly, en hy het vir hulle begeerte gegee om te soek, nê. So alles kom van die Vader. Efesiërs 3 vers 14, kom Paulus, dan sê hy sê, ek het gekniel voor die Vader van ons Here Jesus Christus. Jy sien die hele kwessie van as Jesus sy disippels leer bid, sê hoe moet julle bid? Onse Vader wat woon in die hemel. Weet jy, man, weet jy, baie keer is die skrif eintlik so duidelik, want partykeer wonder ons mos nou oor hoe moet ou nou bid en na wie toe moet jy bid ensovoorts. Efesiërs 4 vers 6 sê, hy is oor almal in almal en vir almal. Die een wat die Seun, hy is ook die een wat die Seun gestuur het om die mense om te verlos. Die grootste vers in die Bybel dat hy sy Seun gestuur het, Johannes 3 vers 16, né? Sodat almal wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En dan vers 17, hy het nie gekom om te veroordeel nie. Hy het gekom om te red. Jy sien, dis die goeie nuus. Dis alles die werke van die Vader. Daar kan natuurlik nog baie wees, né?
As ons gaan kyk na die Seun byvoorbeeld, hy is die vlees geworde woord, Johannes 1:1, die woord was in die begin en die woord was God en die woord was God, vers 14, die woord het vlees geword. Sien, die word spesifiek na die Seun verwys. Deur sy lewe, kruisdood en opstanding is hy die enigste verlosser en middelaar tussen God en mens, Johannes 14 vers 6. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. Niemand anders kan dit vir jou gee. Geen wonderbaarlike bewuswording soos die New Age ouens sê, kan dit in elk geval vir jou ook gee. Net hy is die deur. Dit is sy groot funksie. En ons weet, dit is hy wat vrede gebring het tussen ons en God, nee. So hy is die enigste verlosser. En natuurlik sê 1 Korintiërs 15 vers 57 sê vir ons baie duidelik, dat hy die sonde en die dood kom oorwin. God dank daarvoor. Heilige Gees, die derde persoon in die drie-eenheid. Hy is die vertrooster en krag wat na Jesus se hemelvaart in gelowiges woon, hulle leer, hulle lei en herinner. Jy weet, jy kan maar net Johannes 14 tot 16 gaan lees. Dan lees jy alles wat nodig is om te weet van die Heilige Gees. Soos wat Jesus die belofte gesê het hoe die belofte gaan wees, nee? So hy is dit, nee, hy is absoluut die een wat sy kinders lei, Romeine 8:14. Hy oortuig ook mense van sonde, geregtigheid en oordeel. Hy lei hulle in die waarheid, verander hulle lewens. Ons lees dit in Johannes 16. Hy oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dit ek net dan die dag te praat ek met iemand, die sê net, ons probleem is, baie keer is dit my probleem, ons wil mense probeer oortuig, om die Here te dien. Ons wil hulle oortuig, om byvoorbeeld hoe hulle moet aanbid. Ons wil mense probeer oortuig, oor hoe hulle die Bybel moet lees ensovoorts. En ja, jy kan jou opinie gee, maar die belangrikste is, jy moet vir mense getuig net. Getuig jy hoe jy dit doen en jy dit beleef. Die Gees self sal hulle oortuig wat hulle moet doen. Wat help dit mense doen goed, omdat jy sê, hulle moet dit so en so doen, of so en so verstaan. Jy kan net getuig oor hoe jy dit beleef, hoe jy God sien, hoe jy sy vingerafdrukke op jou vir mense, dan kom die Gees en die Gees doen sy werk. Jy sal baie druk van jouself afhaal, as jy byvoorbeeld net hierdie beginsel begin toepas. En natuurlik doen jy dit soos die Gees jou lei. Die Heilige Gees werk man. Jy hoef nie bekommerd te wees daaroor nie. En dan sê hy ook natuurlik volgens Johannes 14:17 is hy ook die een wat by jou is, en hy is ook die een wat in jou is. So hier sien ons Vader, Seun en Heilige Gees. En ek net mense het wat rondom die drie-eenheid in die verlede, jy het al daal baie goed gehoor oor hoe werk dit. Ons weet die Vader is nie die Seun nie, die Seun is nie die Vader, die Seun is nie die Gees is nie die Seun nie, en die Gees is nie die Vader is die Seun nie, maar almal is God. Nee? Dit is absoluut drie persone. Mense probeer dit beskryf met water, ja, dit kan vloeibaar wees, dit kan stoom wees, dit kan ys wees, maar dit bly water. Of soos 'n vrug, die skil die binnekant die put, maar dit bly 'n vrug. Of ek het al gehoor iemand sê nee, maar 'n man kan byvoorbeeld 'n pa wees en hy kan iemand se kind wees en hy kan iemand se vrou wees of een persoon, maar hy kan verskillende. Die probleem net met daai siening, dit is eintlik modalisme. Met ander woorde, jy kan seker moutes en jou pa mout en dan sê jy jou vader mout en dan sê jy jou man mout vir jou vrou. Dis modalisme. Dit is drie afsonderlike persone. Dit moet onderskei word, maar dit is een God. Ek dink natuurlik die heel beste vergelyking is dit wat ek altyd gebruik oor die lig. Die Bybel sê God is lig. Waar bestaan lig? Bestaan uit, as jy bietjie wetenskap onthou, groen lig, rooi lig en blou lig. In verskillende skakerings, maar dit is die hoof, maar tog is dit wit lig, absoluut onderskeibaar, maar saam is dit wit lig. So daar's baie goed rondom die drie-eenheid wat partykeer, as jy kan jou koppietjie breek daaroor. Dit is een van die grootste misteries wat daar is. Baie keer sê mense die een is eenvoudig. As jy mooi gaan dink, is dit nie so eenvoudig.
hele kwessie van die drie-eenheid, die drie-enige God, is eintlik iets wonderliks, nee. Kom ons gaan nou na die drieledigheid van die mens. Die mens is 'n drieledige wese. Jy's 'n liggaam, jy's 'n siel en gees. Nou in Genesis 5 vers 1 tot 2 lees ons daarvan dat God byvoorbeeld die mens gemaak het na sy beeld en dan sê hy, man en vrou het hy hulle gemaak. Nee, is interessant dat hy dit daarby sit, spesifiek. Maar jy is absoluut na sy beeld geskape. En ek het die idee dat die hele kwessie van to the image of God of na sy beeld geskape het te doen met die feit dat hy hierdie drieledige wese is en dat ek en jy ook nog maar drieledig is. 3 verskillende onderskeidbare afdelings. Jy's 'n liggaam, jy het 'n siel en jy het 'n gees. En natuurlik die grootste daarvan is die gees, want God is gees, né? So die hele kwessie van hoe ons drieledig is baie belangrik vir ons om dit te verstaan. En die gedeeltes wat ek nie daar vir jou gaan noem, is byvoorbeeld daarom, omdat ons dit weet, moet ons hom ons vreugde maak. Ons lees ook in die Bybel dat hy ons gemaak het, hy het ons spesifiek gemaak vir sy glorie. Jesaja 34 vers 7 en Jesaja 62 vers 6 sê, hy is bly oor ons. Sefanja 3 sê, hy het toe dans oor ons, want hy het ons gemaak, drieledig, liggaam, siel en gees. Ons lees dit tot in 1 Petrus, lees ons ook spesifiek dat ons absoluut, kom ek lees nog vir daai een gedeelte in 1 Petrus. In 1 Petrus 1, wat sê hy van ons? 1 Petrus 1 vers 8 en 9. 1 Petrus 1 vers 8 en 9 sê, hom het julle lief. Hy sê, al het julle hom nooit gesien nie. Nee, ons het hom nog nie gesien nie. Hy sê, al sien julle hom nou nie, vertrou julle op hom. Julle kan die wonderlike blydskap wat julle in julle voel, eintlik nie onder woorde bring nie. Dis hoekom jy baie keer kan ek vir mense sê, man, as ek sê, hoe weet jy die waarheid? Dan kan ek sê, man, ek weet die waarheid. Dis net iets wat jy weet dit nie. Jy weet dit nie. Hy sê hierso, verder hierso, hy sê, julle ervaar hierdie blydskap wat julle, want julle is reeds besig om julle finale verlossing, wat die doelwit van julle geloof is te verkry. So jy sien hoe ons gemaak is, ons is eenvoudig net, ons kan hom vertrou, al sien ons hom nie, ons is lief om al kan ons hom nie sien nie, nee, want liefde is nie iets wat jy altyd kan sê, daar loop liefde, jy kan dit ervaar, jy kan dit beleef. Hierdie liefde van hom. En natuurlik ons wat hom natuurlik nou lief het, jy leer jou God lief met jou hele hart, hele siel, krag en verstand. En interessant, die versie net voor dit of die B-gedeelte van die vorige vers sê, Israel, die Here is een. As jy luister, hy is een. Nou as die Bybel sê nou God is een, en nou begin ons met drie-eenheid, wat ek al wat, jy sien, hier is die goed waar jy albei is waar, want die Bybel sê dit self van God, 3 wat een is, en ons het hom lief met ons harte, siel, krag en verstand, as 'n drieledige wese, het jy hom eenvoudig lief met alles wat jy het en is. Efesiërs 1 sê alles aan die einde van die dag word onder sy heerskappy gesit. Dit is in Efesiërs 1 vers 12 en 11. Kom ek lees hom gou vir jou. Efesiërs 1 vers 11 en 12. Want dit is belangrike goed. Efesiërs 1 vers 11 sê, deur wat Christus gedoen het ons ook deel van God se eie erfdeel geword. Ons was vooraf daartoe bestem, dit was God se doel. Dis hoekom hy jou gemaak het. Hy het alles laat uitwerk soos hy dit beplan en wou gehad het. Die gevolg is dat God se grootheid deur ons bestaan verheerlik word. Ons was die eerste wat ons hoop op Christus geplaas het. Jy's geroep vir dit. Hy het jou gemaak vir dit. Jy's 'n drieledige wese wat gemaak is vir dit.
Openbaring 4 vers 11 sê, hoe hy absoluut geprys moet word, en aanbid moet word. En dan lees ons natuurlik die baie bekende gedeeltes. Ek kon eintlik net hierdie 2 verse vir jou gelees het, maar ek wou vir jou, jy moet sien, dat dit God se plan is. 1 Tessalonisense 5:23 praat ook dat ons na liggaam, siel en gees bewaar sal bly. Hy praat spesifiek, hy noem liggaam, siel en gees. En dan, natuurlik ook sê Hebreërs 4:12, die woord is 'n tweesnydende swaard wat verteer tussen murg en been, siel en gees, en is 'n beoordelaar van die hart. Hier sien jy iets van liggaam, siel en gees van die mens. Jy sien iets van Vader, Seun en Gees, die woord en alles wat eenvoudig saamwerk. En jy gaan nou sien waarheen werk ek, want dit is iets wat jou regtig baie kan help. So jou liggaam is jou fisiese materiële omhulsel as 'n ware, of aardse huis waarmee ons met die wêreld omgaan. Ons tydelike tentwoning, sê 2 Korintiërs 5. Jou tydelike tentwoning. Dit is ook die tempel van die Heilige Gees. Ons het dit gelees daar in 2 Korintiërs 6, maar ook selfs in 1 Korintiërs 6 word gepraat van ons is 'n tempel van die Heilige Gees. En dan sê hy ook, ons is duur gekoop en ons behoort nie aan onsself. Hy sê dit duidelik. Dan kom ons verder. Kom ons gaan kyk gou, dit is wat die liggaam betref. Wat die siel betref, die siel is die setel van jou persoonlikheid, wat jou gedagtes, wil en emosie insluit. Dit is waarmee jy dink, voel en besluite neem. Dis hier waar jou keuse moet maak, waarvan die belangrikste natuurlik in Johannes 1 vers 12 is. Jy moet Jesus aanneem as jou saligmaker en verlosser. By implikasie is jou siel eintlik net jou attitude. Dit het ek bygesit, want dis hoe ek het beleef. Jou hele sielse mens is eintlik net jou gesindheid. Want al jou keuses, jou wil, jou emosies, alles is in jou sielse mensie vasgevang. En luister, as jy gaan kyk na liggaam, siel en gees, gaan jy baie teorieë kry. Dis asof mense in hierdie moderne eeu na alles nog steeds nie lekker verstaan hoe dit werk. Jy gaan net nou sien, dit is ook nie nodig om alles te verstaan. So jou hele gesindheid by implikasie is wat jou siel aan die einde van die dag is. Jou gees. Laat ek net hier op my plek en liggaam, waar is hy? Okay. Right, hier's ek by die gees, okay. Jou gees is daai diepste. Jou gees is jou diepste geestelike kern van die mens, waarmee jy nie kom het nou, in direkte verhouding met God tree. Jou gees, nou het jy jou gees gekry, die mens het sy gees gekry, die God asem in hom geblaas het. Het jy jou gees gekry, het jy lewendig geword, nee. Nou dit is jou diepste geestelike kern van die mens, waarmee jy die direkte verhouding met God tree. Deur die Heilige Gees word hierdie deel lewend gemaak om God te aanbid en te ken. Dit is wat wedergeboorte eintlik beteken nou, nee. Ons kan nou uit hom, deur hom en tot hom lewe sê, Romeine 11 vers 36. Nuwe Lewende Vertaling sê eintlik, hy sê ons is nou, dit is die bron. Hy is die bron van alles waaruit ons kan leef. En ek en jy kan dit ook so belewe. Handelinge 17:28 tot 29 sê vir ons dat God het uit een mens alles of uit een bloedou vertaling almal gemaak vir 'n plek gegee om te bly en die begeerte gegee om hom te wil aanbid. Dis God gegeewe. Nou, met ander woorde, jou wedergeboorte vind plaas, Johannes 3 vers 3, wat hy sê, jy moet in gees en water, en dan gaan hy verder, en praat hy van die wind waar hy wil, die gees werk in elk geval hier soos hy wil, nie soos wat ek en jy tyd keer. Miskien, ek weet nie of ek dit kan sê nie, maar ek dink ons probeer tyd keer die Here manipuleer.
En ons moet dit eintlik nie doen nie. Laat die Gees sy werk. Dit gaan in elk geval baie meer blywend wees, as dit so is. En dan getuig sy Gees saam met jou gees, dat jy kind van God is, Romeine 8 vers 9 en 16. En dan kan jy op 'n nuwe geestelike manier dink, Efesiërs 4:23. Ek dink jy kan dit verstaan, hoekom ek nou nie vir al die verse opgooi. Dit is verskriklik man. Daar's nog meer. Dis hoekom ek vra vir jou, gaan lees dit na die tyd, om dit net vir jou voller te maak. Hierdie nuwe lewe is ook wat, soos wat Johannes 7:38 en 39 sê, dit is soos leefstrome van lewende water wat borrel, nee. By implikasie is jou gees niks anders as, met ander woorde, jou gewete. Daai deel waar jy kan bewus word van God se teenwoordigheid. So ek het dit baie eenvoudig vir jou kom sê. Jou liggaam is die fisiese wat jy kan sien. Jou siel is basies jou attitude. En die gees is jou gewete, daai bewuswording van God. En dit is baie simplisties. Ek het nou eintlik so 'n kolletjie van die kolletjie op 'n ysberg se punt geraak. Is baie meer as dit. Hoekom is dit so 'n groot saak wat nie regtig kan omskryf word in woorde nie? Dit is omdat God ons gemaak het en jy kan God nie beskryf. Gemaak wat jy wil. Prakties. Hier kom die prakties. Ek dink die prakties is op die bord. Prakties. As jy na al 3 aspekte van jouself kyk, sal jy dalk ander besluite neem. Omdat jy besef, jy is liggaam, siel en gees, en sal jouself beter verstaan en bestuur en meer gebalanseerd dink in die lewe oor jouself natuurlik en natuurlik wat God betref. Ek sê nou gou vir jou, as jy byvoorbeeld besef nou, jy is liggaam, jy is siel en gees, dan weet jy mos nou. Jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Stem julle saam? Met ander woorde, ek gaan nie my liggaam gebruik vir snaakse goed. Ek gaan ook nie verslaaf raak aan goed nie. Paulus sê, ons kan alles doen, ons is gewoon van alles. Hy sê nie alles is nuttig nie, en ek sal nie 'n slaaf word van enigiets nie. Want jou liggaam is belangrik. Ek is nou siel. So dit beteken my denke, emosies, ek gaan my nie self besig hou met snaakse goed lees en kyk en want dit kan my sielsdimensie beïnvloed mos, nee, is dit nie? En ek is gees, so ek gaan my Bybel lees en bid en ek gaan bewuslik wees van wie God is en wat hy doen in my lewe. En jy sien hoe belangrik dit is om dit is hoekom dit 'n drieënige wonder is. Hierdie 3-in-1 wonder. So dit kan nou verskriklik baie help as jy jouself sien as liggaam, siel en gees. 'n Ander ding is nou, kan ek met mense ook so werk. As ek my vrou sien, as nie net 'n liggaam en lyf nie, maar sy het 'n siel en 'n gees ook, dan gaan ek bietjie anders met haar werk. Is dit nie so nie? As ek ander mense sien, dat dit nie net lyf is wat daar rondloop nie, maar daar loop dit 'n siel en 'n gees ook. Gaan ek hom nie sommer vloek of iets nie, of gaan eerder probeer help. Sien julle, hoe kan ek help? Wat is hierdie 3-in-1 wonder? As ons mekaar begin sien as liggaam, siel en gees. As jy na jouself kyk, as liggaam, siel en gees, daar's baie mense wat net geworried is oor die uiterlike. Hulle spandeer duisende rande aan hare en allerlei goede en mooi klere en mans is ingesluit. Ek praat hier net van vrouens. Ure in die gym. Vir hy side. As jou lewe net oor dit gaan, of jou lewe net oor 'n rugbybal gaan, of jou lewe net oor boks, die fisiese goed, wat van jou siel en jou gees? Dan kry jy die ander is net gees. Maar as jy nou kyk, wat hy nie is. Hy's vreeslik gees, maar hy moet hallo. Jy sien, as ek en jy regtig ons liggaam, siel en gees reg sien, as geskape vir God, want hy het ons geskape om hom te eer,
Hy het ons eintlik geskaap om ons te geniet en ons kan hom geniet. Dan help dit 'n mens baie. Net so ook, as jy God sien as Vader, Seun en Gees, kan dit jou baie, baie help. Jou Vader wat vir jou sorg en voorsien. Jesus Christus wat vir jou die weg kom oopmaak het na verlossing. Die Heilige Gees wat vir jou krag gee om te lewe. Dis hoekom jou gebed ook, is nie net baie keer gefokus net op. Dis hoekom jy dit in die naam van Jesus doen. Hoe kry jy dit reg om te bid? Die Gees help jou. Tot wie bid jy? Tot die Vader. Maar jy kan met Jesus praat en natuurlik kan jy met die Heilige Gees ook praat, want hulle is al drie God. Sien, watter wonderlike wonder is hierdie hele drie in een storie rondom die drie eenheid, en baie keer fokus net op die drie eenheid. Maar wat van jouself? Wat van jouself? Wat van jouself? Ek dink dan kan 'n mens baie keer makliker ook loskom van sonde. As ons mekaar so sien, sal ons anders werk met mekaar en meer versigtig lewe. Een van die grootste redes vir dit is, ons is aan hom gekoppel. Met ander woorde, Jesus is die hoof, ons is sy liggaam. Ons is aan hom gekoppel as drieledige wesens, is ons gekoppel aan Vader, Seun en Gees. En dit maak 'n verskriklike groot verskil in mense se lewens. Opgesond. Dit gee vir mense insig in hoe God ons geskaap het. Ek dink ons kan saamstem oor daai. Nou liggaams en die kry bietjie meer insig hoekom ons is soos wat ons is. Dit help ons om geestelik volwasse te word, omdat ons elke aspek daarvan erken. Nie net een of die ander. Dit is almal saam. Die derde ene, dit lei tot 'n gebalanseerde en gesonde Christelike lewe, waar Gees, siel en liggaam in harmonie onder Christus se heerskappy is. Aan die einde van die dag word dit hierdie wonderlike harmonie. Ons weet, die Bybel sê God is, hy is. En ek en jy kan nou maar net in hom wees. Hy is, ons kan wees. En dit is natuurlik, dit beteken, ek kan my geloof gaan deel en uitleef. En weet jy wat, ek het agtergekom as mens dit doen. As mens hierdie goed in ag neem, dan is dit asof jy lewensvervulling kry. Dis dan wanneer jy agterkom met my, weet jy wat, dis hoekom ek hier is. Dit is hoekom ek hier is. Dan kom jy agter die lewe is baie lekkerder as wat jy gedink het, nee. Dit is dan wanneer jy soos Handelinge 3 sê, jy bekeer, en dan sê hy, en dan beleef jy iets van die verkoking van die Gees. 2 Korintiërs 5, net 'n hoofstuk voor dit wat ons net nou gelees het, word daar vir ons baie duidelik gesê, daar's eintlik 'n smeekgebed, omdat Christus vir ons alles gedoen het. Sy sê, ek smeek julle, en omdat ons is ambassadeurs ook daarvan sê daai gedeelte, om in versoening te kom met God. En in daai selfde gedeelte praat hy van die tentwoning wat afgebreek word, hierdie liggaam en nie een wat, jy sien, dan praat hy van jou gewete, jy kan daai hele gedeelte gaan lees. Dis hoe belangrik hierdie goed vir ons kan wees. So jou posisie in God, wie hy is baie belangriker as byvoorbeeld die kondisie waarin jy daar kan verkeer. Iemand het eendag gesê wat hierdie gemeente was, hy het altyd gesê, het gaan nie soseer oor jou kondisie nie, het gaan oor jou posisie in Christus. Dis hoekom geloof nie iets is wat jy net moet voel, jy moet dit leef, dit is 'n acting. Don't just feel it, act it. Jy kan, jy is gekoppel aan God. Liggaam, siel en gees. Dan sluit ek af om vir jou te sê, en ek gaan vir jou hierdie paragraafie lees wat ek aan die einde geskryf het, nadat ek al hierdie goed so uitgewerk het. As jy die mens en God presies kan verstaan, sal die mens en God nie meer mens en God kan wees nie.
Ons en God is juis onverstaanbaar, sodat ons meer en meer ontdekkings kan maak. Kan jy die paradoks sien? Dit is eintlik 'n goeie ding dat ons so 'n bietjie moet worstel. Want hoe meer jy worstel, hoe meer ontdek jy. Dan kom jy agter, dis 'n lewenslange stryd. Maar dit gaan nie ongesiens verby nie. So tipe mense lewe, want die Here kom en hy openbaar vir jou dinge, hy openbaar vir jou dinge. Partykeer is dit klein goedjies, iets wat jy hoor, iets wat jy sien, en daai ontdekkings wat jy maak, en hoe dit net meer en meer oopgaan. Dit is 'n wonderbaarlike journey en proses wat jy saam met hom kan stap, nee. En dit motiveer ons om dieper en dieper te delf, en dit gee 'n onbeskryflike menslike vervulling. Dink net 'n bietjie hieraan, nee. Net Jesus was in elk geval die een op aarde wat die mens heeltemal verstaan het. Ons lees dit in Johannes. Hy het gesê, hy het presies geweet wat in die mens aangaan. Hy weet. Maar ken jy, ons stoei nog 'n bietjie. En sedertdien dink ons maar net ons weet. So as jy hierdie boeke lees van mense wat sê, dit lyk asof hulle weet, alles weet. Dit is eintlik 'n lelike Afrikaanse woord, maar ek gaan nie maar sê, hulle lieg. Niemand weet dit. En dis ook goed so. So raak rustig wat dit betref. En ontdek jy hom net bietjie meer en meer en dieper en dieper en dieper. As jy nie bewus is van die drie-enige God, en ek wil amper sê die drie-ledigheid van die mens, dan loop jy ook die gevaar om baie maklik een of ander afgod te neem. En dis waar ons moet wegkom. So het ek in die begin gelees, bly weg van sulke goed. Dit geen gemeenskap met afgode. Dit geen gemeenskap van dit wat aan dit wat nie van die Here is nie. So my gebed vir jou is om vanoggend, ons gaan nou saam bid, net so bietjie te dink aan jou lewe soos wat dit nou is. Wat het vir jou die belangrikste geword? Kom ons dink gou aan God. Almal sê ja, God is belangrik. Maar selfs wat van God is vir jou die belangrikste? Net die feit dat hy altyd vir jou moet help. Die feit dat hy altyd vir jou moet red. Hy is soos hierdie spaarwiel. Jy weet, jy gaan sit hierdie week en alles is okay, maar as daar skielik nie geld in die bank is nie, hoe dan bid jy? Hoe werk jy regtig met God? Werk jy ook met hom, Vader, Seun en Gees? Wie is hy regtig vir jou? Het jy hom lief? Weet, aan die einde van die dag is ons grootste beloning wat ons het in die lewe is net een ding, en dit is God self. Daai bewuswording van hy is met jou. As niks groter as dit. Nou wat ons gesê het, as dit kom by hulp, die Here is my hulp, daai P van hulp, het ons gesê staan vir, dis 'n persoonlike storie. Is die Here vir jou regtig 'n persoonlike storie? Of is hy net hierdie spaarwiel, is hy net hierdie een wat altyd net jou uit die moeilikheid moet uithaal? As die moeilikheid verby is, dan kan jy so happy go lucky, dan gaan jy maar net weer aan. Jou eie liggaam. Dink gou 'n bietjie aan jou liggaam. Waar spandeer jy die meeste tyd en geld? Gaan jou liggaam net oor jou looks, jou fisiese lewe? Hoe spandeer jy jou tyd aan jou siel? Hoe spandeer jy tyd aan jou geestelike goed? Hoe weeg die goed op? Jy sien, as mens hierdie goed begin raak sien, dan word dit 'n wonderlike ding in jou lewe, want dan erken jy alles. En miskien sit jy vanoggend hier en kom agter, my lewe gaan net oor geld en voorspoed. Geestelike goed sleep maar so 'n bietjie saam. Of miskien gaan jou lewe dalk nie oor geestelike goed, maar jy spandeer jou geld nie soos wat jy moet. Jou beplanning suig. Iemand het in die week gesê,
jy het hierdie royal vision, but you've got bicycle planning. Ons sê dan, if you think by the inch and you walk by the mile, you must be kicked by the boot. Miskien is beplanning jou probleem. Miskien sien jy jou vrou as die een wat net jou kos moet aandra as jy van die werk afkom. Jo, nou moet ek stil. Ek dink daar's mans wat nie eens weet waar sy opskeplepels in die laai. Kom ons los dit. Miskien sien jou kinders as daai goedjies wat net jou geld mors. Miskien sien jy die ou daar in die straat as net een of ander iemand. Sef net die gees en die siel ook. Dink daar's baie oor te dink. Kom ons spandeer net 'n paar oomblikke eerlik voor die Here volg. Kom ons bid saam. Here, ons weet, dit is nie nodig alles te verstaan oor U en die lewe en liefde en selfs homself. Want ons weet U het dit ook so gemaak dat dit heeltyd hierdie wonderlike ontdekking is. En openbaringe wat U vir ons gee en dit hou ons lewend en in die gang en dit laat ons geestelik groei. Here, U gee nie noodwendig vir ons alles op een slag om te sluk nie. Ons kry bietjie vir bietjie presies wat ons nodig het. Soos wat U elke dag vir ons porsie uitwerk wat ons nodig het na liggaam, na siel en na gees. Ek wil vanoggend bid, Vader, dat U vir my en al my boeties en sissies hier vandag saam met my sal help om die wonder, hierdie 3-in-1 wonder van U en van onsself, Here, beter te verstaan. Help ons om regtig in te sien hoe groot die krag is wat deur Christus Jesus in ons inwerk, na liggaam, na siel en gees. En ons gee oor, Here. Here, ons gee ons fisiese lewens oor aan U, ons gee ons geestelike lewens, ons elkeen se sielsdimensie gee ons oor aan U, en ons wil vra, Vader, kom help ons, kom verander ons, kom maak ons nuut. Dankie vir dit, in Jesus Christus naam. Kom ons praat 'n paar oomblikke nog met hom. Almal se oë is gesluit. Kom ons praat met die koning van die konings en die Here van die Here.